Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is 6 maande weg van 'n munisipale verkiesing af. En ek hoef jou nie te sê die chaos waarin ons dorpe en ons stede is nie. Chaos in infrastruktuur, daar's chaos in korrupsie, daar is chaos in misdaadsyfers. Elke area omtrent van ons samelewing. Nou word ons geaffekteer deur 'n oorlog in die Midde-Ooste en die petrolpryse en die kospryse wat daaruit gaan voortvloei. Nou het ons 'n verkiesing en nou dink mense, nou sê die politici vir jou, stem net vir die regte mense, dan verander ons dorpe. Of ons dink as die oorlog stop en die ekonomie verbeter, dan gaan ons dorpe verander. Ek is bevrees. Die enigste manier hoe 'n dorp kan verander, is as dit in die geesrealm verander en dan manifesteer in die natuurlike realm. Ek is bevrees, die regte mense in die verkiesing van watter politieke party ook al, bepaal nie die uitkoms nie, maar bidders bepaal wat in 'n dorp sal verander of nie. Die Bybelse voorbeeld is Genesis 18. Hier lees ons dat God sê hy gaan Sodom en Gomorra met vuur vernietig. Hy sê, maar ek gaan my vriend Abraham vertel wat ek gaan doen. En dan sien ons die eerste intercessor wat opstaan. Abraham wat in die gaping staan vir Sodom en Gomorra en vir God sê, maar as daar 50 regverdiges is, en God sê, as daar 50 is, spaar ek hulle. Kan jy sien hoe intercessor wat in die regte verhouding met God staan, God se oor het? 'n besluitnemer word oor wat God oor dorpe wil doen. Al het hy klaar besluit, hy gaan Sodom en Gomorra met vuur verteer. Dan sê Abraham 45, en dit is baie belangrik dat hy dan sê 45. En God sê, as jy sê, doen ons dit. Want Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly, my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. As jy doen wat God sê, sal God sê doen wat jy sê. Het jy daai beginsel in Johannes 15:7? As ek doen wat die Here sê, sal die Here doen wat ek sê. Dis 'n aangrypende openbaring wat daar in die woord van die Here is. Nou gaan Abraham af 40, 30, God sê, ek sal doen wat jy sê, want toe God vir Abraham gesê het, offer jou seun, het Abraham gehoorsaam en God het die uitkoms gegee, want dit was 'n toets, sal jy my gehoorsaam? En daarom, omdat Abraham bereid was om te doen wat God sê, sal God doen wat Abraham sê. As God vir hom sê, trek uit jou land uit, dan trek hy. Hy is gehoorsaam, hy is dadelik gehoorsaam. Die bidders wat 'n verskil maak, is die bidders wat die Here se stem hoor en wat dadelik gehoorsaam, wat doen wat die Here sê. Hulle het die oor van die Here vir hulle dorp. Dis wat Genesis 18 sê. Abraham het God se oor gehad vir Sodom en Gomorra. 40, 30, 20, en dan vra hy, as daar 10 is, en God sê, as daar 10 is, sal ek hulle spaar. En toe stop Abraham by 10. En toe Abraham stop God. So, as ons begin het by 50, 45, en daarna aan 10, wat wil die woord van die Here vir ons sê? Wat as Abraham gevra het as daar 5 is? Dan sou God geluister het. Die wonder daarvan is, dat Lot en sy huisgesin, wat Abraham se familie was in Sodom en Gomorra. En al het Abraham nie gevra vir hulle redding nie, het God 'n engel gestuur om hulle uit te haal, voordat hy die 2 stede met vuur laat vergaan het. Hier is my woord vir jou vandag. Die toekoms van jou dorp lê nie in die hande van 'n munisipale verkiesing nie, maar in die hande van bidders, wat die Here se oor het, wat inspraak het in wat die Here sê. En as ek dit gesê het, is hierdie die belangrike woord wat ek vandag met jou moet deel, en ek glo, hierdie is die rede waarom Kruiskyk hierdie platform vir my gegee het, en weer eens vir Stefanie en vir Clemens, julle die Here se stem gehoor hieroor. Hierdie is 'n woord vir jou, wat in die volgende 6 maande in vervulling moet gaan. Die vorige keer toe die Here so met my gepraat het oor Suid-Afrika, was in Vertel Suid-Afrika voor die 94 verkiesing.
Toe het ons nie al die hulpmiddels gehad wat ons nou het nie, en ek het nie die ondersteuningsbasis gehad wat ek nou het nie, en ek het nie hierdie platform gehad wat ek nou het nie. So hierdie keer kan dit soveel vinniger gebeur, en ons het eintlik net 6 maande na die volgende verkiesing toe, en ons weet dat die wêreld op die rand van die afgrond sidder. Enige oomblik kan die wêreld oor die afgrond stort. En voor dit moet die bruid van die Here natuurlik gehaal word. So, wat sê ek vandag vir jou? Die Here het aan my 'n strategiese plan gegee om dorpe voor te berei en in die geesrealm reeds ons dorpe vir die Here te vat, sodat dit in die natuurlike realm kan manifesteer. Hoor mooi. Daar is 'n plan wat van die Here afkom om jou dorp in die geesrealm vir die koninkryk van die Here te claim en dit dan in die natuurlike realm te sien manifesteer. Daarom is die opdrag wat die Here my gegee het, ek moet dorpe oproep. Ek moet bidders in dorpe oproep. Die wat 'n oor het wat kan hoor, moet ek oproep. En dan die strategiese plan met hulle deel, wat hulle self moet implementeer, om hulle dorp vir die Here te vat in die geesrealm. En dan die uitwerking te sien in die natuurlike realm. Ek het dit reeds by 'n klomp stede in Argentinië gesien gebeur. My oë het gesien. As jy Etzelwauser se transformation video's kyk, het jy gesien hoe dorpe getransformeer word deur effektiewe gebed. So, die Here het die strategiese plan geopenbaar. Ons het dit reeds begin uitrol in plekke soos Gansbaai en Ventersdorp en hier by ons in Sasolburg, en op die 6de Junie is ons in Victoria Wes. Bidders wat die Here se stem hoor, onthou, dit gaan nie oor getalle nie. Hierdie getalle beïndruk my nie. Abraham was een wat die oor van die Here gehad het vir Sodom en Gomorra. Daniel was een wat sy hele nasie verander het met effektiewe gebed wat 21 dae vas ingesluit het. So getalle beïndruk my nie. Die Here se woord sê as 2 saamstem, kan julle vra net wat julle wil hê. Maar nou soos ek jou sê, Abraham was een en daar was net een in Daniel se geval. So, as jy my stem hoor en iets roer in jou binneste, jy het 'n passie vir jou dorp. Jy wil sien dat die koninkryk van die Here in jou dorp kom. Jy wil sien dat hindernisse uit die pad gevat word sodat mense maklik by die Here kan uitkom. Want dan beteken dit dat ons mense wat gered is kan instem by die verkiesing. So, die strategiese plan behels dat bidders wat die Here se stem sal hoor, reageer. En daar is 3 maniere hoe jy kan reageer. Of daar's al klaar 'n baie effektiewe span bidders en jy vra vir my, jy stuur vir my 'n e-pos en jy vra vir my, stuur vir my die strategiese plan. Jy stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com. arendegebed@gmail.com. Of jy sê ek het 'n groepie sleutel mense by mekaar, maar ons wil 'n Zoom meeting met jou hê en verduidelik vir ons hoe die plan werk, dan doen ons dit so. Of jy reël vir my 'n venue op 'n Saterdagmôre en ek kom en ons rol die strategiese plan uit en jy vra jou vrae om jou dorp vir die Here te vat. Dis die 3 maniere waarop ons dit kan doen, om dit so gou en so vinnig as moontlik te laat gebeur. Ek kan vir jou net kortliks vertel, wat gaan gebeur as ons hierdie doen? In die eerste plek gaan ons die sterk man identifiseer oor jou dorp. En ek gaan jou vertel, hoe identifiseer 'n mens die sterk man oor jou dorp? Want die Here se woord sê, voordat jy die sterk man nie gebind het nie, kan jy nie vat wat hy gevat het nie. Of wat voordat jy nie hom gebind het nie, kan jy nie in sy huis uit ingaan en daar uithaal wat hy daar gevange hou nie. So die sterk man moet gebind word. So ek vertel jou, hoe identifiseer jy die sterk man in 'n dorp? 2. Daar is 6 vestings wat 'n dorp regeer. Daar is 6 vestings wat gelink is aan mekaar, wat die kultuur en die identiteit van 'n dorp bepaal. Wat bepaal wat in 'n dorp aangaan. Ons identifiseer die 6 vestings. Ek sê vir jou wat die 6 vestings is. Ek vertel jou, hoe kan hierdie 6 vestings val? Onthou,
Onthou, dis die gees van die Here wat 'n dorp gaan verander. Genesis 1 vers 2 sê die aarde was woes en leeg, maar die gees van God het op die water gesweef. Die Engels praat van the Spirit of God hovered over the chaos. The Spirit of God hovered over the chaos. Kom ek sê wat, die gees van die Here sweef en wag oor dorpe. Die gees van die Here wag oor dorpe. Waarvoor wag die Heilige Gees? Genesis 1 vers 3, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So die gees van die Here het gewag op 'n woord wat van God afkom. En toe God die woord spreek, begin die krag van die Heilige Gees skep. Hoor nou sê Jeremia, sê die Here deur die mond van Jeremia, ek lê my woord in jou mond. Wat beteken dit as hy dit sê deur die mond van Jeremia? Die woord van die Here in jou mond is net so goed soos die woord van die Here uit sy mond. So as die Heilige Gees oor 'n dorp hang, om orde te skep, om lewe te bring, om vrymaking te bring, dat kettinge breek en genesing plaasvind, as die Gees van die Here op hierdie oomblik oor 'n dorp hang, wag hy vir 'n woord uit die mond van bidders. Hy wag dat bidders die woord van die Here spreek. Want as jy die woord van die Here spreek, stel jy die krag van die Heilige Gees vry wat in jou dorp kan begin werk om orde te bring en lewe te bring en vrymaking te bring en genesing te bring. Hierdie is waaroor dit gaan. Kom ek sê jou dit duidelik. Ek sê dit weer. 'n verkiesing verander nie 'n dorp nie. Die gees van die Here verander 'n dorp. Die krag van die Here verander 'n dorp. En hoe gouer die kinders van die Here dit besef, hoe beter is dit. Dit help nie, jy hou maar net aan kla oor alles rondom jou wat stikkend en verkeerd is nie. Posisioneer jou met die Here en maak jou lewe skoon met die Here, sodat wanneer jy bid oor jou dorp, die gees van die Here geaktiveer kan word om jou dorp vir die Here te wen. Ek wil so graag hierdie plan met jou kom deel. Ek wil vir jou vertel hoe om dit in werking te stel. Ek wil vir jou vertel hoe kragtig getuikende belydenis is. Ek wil vir jou vertel hoe werk die gevegsplan. En ek gee vir jou voorbeelde hoe om daai vestings in te neem en die vestings te laat val. So, as hierdie jou aandag het, as ek jou aandag nou het, dan moet jy met my kontak maak via arendegebed@gmail.com. Stuur vir my jou naam, stuur vir my jou dorp. Sê vir my dat jy wil deel wees van Vat Jou Dorp Terug. Daar's 3 maniere. 1, daar's reeds 'n groep bidders wat bid oor 'n dorp. Julle wil die gevegsplan hê, ek stuur dit vir julle per e-pos. Of julle sê, ons het 'n paar leiers wat graag wil meer weet, ons stel 'n Zoom meeting op, ek praat met jou oor hoe dit werk, of ek kom, sonder koste, want daar's reeds beleggers wat aan boord is, wat sê, ons wil belê, dat 'n dorp gered kan word, oral in Suid-Afrika. Daar's reeds mense wat opstaan en sê, ek stuur jou, sodat jy kan gaan. So, moenie dat daai jou, al wat ek vra is, dat moet 'n venue wees, en al wat ek vra is, ons wil 'n oornagplek hê, en dit is dit. As jy 'n venue het, en ons het 'n oornagplek, dan kom ek, en ek bring vir jou die strategiese plan saam op skrif, ons deel dit uit, ons werk daarmee, jy kan jou vrae vra, en ons aktiveer hierdie plan, dat dorpe vir Suid-Afrika gered kan word. Ons het, in die onlangse tyd, gesien, hoe 'n organisasie, eintlik maar 'n dobbel besigheid, dorpe verfraai en mooi maak en 500.000 en 600.000 en 1 miljoen in 'n dorp sit, maar dis kosmeties. Dit verander nie die hart van 'n dorp nie. Dit sit make-up op. Dit maak die gesig mooi, maar die hart het nie verander nie. Ons is nie agter mooi maak gesigte nie. Ons is agter 'n hartsverandering aan. En 'n hartsverandering begin by iemand wat vandag my stem hoor en wat wil reageer en wat wil sê ek meld aan. Tel my by, die
gebedsweermag en die gevegsplan van die Here. Ons het gesien voor die 1994 verkiesing hoe die Here gebed gebruik het om ons 'n gladde oorgang te gee. Sal ons weer die Here vertrou vir 'n magtige beweging van sy gees, sodat die heerlikheid van die Here geopenbaar kan word en die heerlikheid van die Here kan manifesteer. 1 of 2 kan 'n verskil maak. Ek kan nie wag om jou e-pos te kry nie. In Gansbaai, wat 'n klein dorpie maar is, het 'n groep bidders saamgekom op 'n Saterdagmôre, divers van verskillende kerke, want onthou, hierdie gaan nie oor kerk nie julle. Verstaan my mooi, hierdie is nie kerk nie. Kerk is mos maar name wat ons op mure geskryf het. Maar dit gaan hier oor bidders wat die stem van die Here hoor of wil hoor. Wat wil leer, hoe hoor ek die stem van die Here? Daar was seker so 50 omtrent daar. En ek kry omtrent weekliks terugvoer van hoe die gees van die Here besig is om eers die bidders gereed te maak en dan te posisioneer sodat hulle vrygestel kan word. Ek hoor hoe hulle in strate ingaan en strate begin bid en strate begin inbid vir die koninkryk van die Here. Daar is so 'n opgewondenheid wat posvat as jy 'n plan het. Ek dink baie mense wil graag beweeg. Ek dink baie mense wil graag 'n verskil vir die Here maak, maar hulle het nie 'n plan nie. Hier gee die Here vir ons 'n plan. Maar daar moet uitvoerders van die plan wees. Onthou, die Here het deur die mond van die segel gesê, ek het 'n man gesoek wat in die gaping kon staan dat ek die land nie verwoes nie. Hierdie is die uur. Hierdie is die oomblik. Laas Saterdag was ons in Ventersdorp, klein groepie bidders, maar beetgepak deur ons kan in die geesrealm ons dorp vir die Here vat en die plan is vir hulle gegee. Op die 6de van Junie is ek in Victoria Wes om die plan daar uit te rol. As jy in die omgewing van Victoria Wes is, kom vir die Saterdagoggend van 10 tot 12, ons is 2 ure. Hierdie meetings hou vir 2 ure, want die groot ding is nie ek wat 'n dorp verander nie, ek gee jou net die plan. Dit vat 2 ure om die plan vir jou te verduidelik op 'n Saterdagoggend van 10 tot 12 en dan is die bal in jou hande om hierdie te laat gebeur. So op die 6de Junie is ons in Victoria Wes. Jy moet gou maak as jy jou dorp wil op die kalender sit. Jy stuur 'n e-pos na arendegebed@gmail.com sodat ons dan jou op ons kalender kan inwerk, sodat ons die beweging van die Here kan sien gebeur. Joël sê, in die laaste dae, sê die Here, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Die fokus, die klem lê nou op die gees van die Here. As die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, sal hy ook jou fisiese liggaam lewendig maak. Ons nooi die gees van die Here uit om net in ons dorp in te kom. Ons nooi die gees van die Here uit om in ons huise in te kom. Ons nooi die gees van die Here. So, verstaan nou mooi. Die eerste plek is jy gaan geposisioneer word, sodat jy die Here se stem kan hoor en deel kan word van hierdie program. Want ek gee jou die riglyne, maar die fynere detail gaan die Heilige Gees vir jou self gee, want elke dorp verskil. En waarskynlik gaan die sterk man in elke dorp verskil. Maar jy gaan posisioneer. Jy gaan eers jou verhouding met die Here reg kry. Posisioneer. Dan gaan ons die sterk man identifiseer. Dan gaan ons die vestings een vir een laat val tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Ek is opgewonde om te sien wat die Here wil doen. Een mens gaan dit nie doen nie. Dis 'n weermag van bidders. Ek hoor die Here sê dat hy 'n vuur stuur na brandpunte toe. So, ons kan natuurlik nie by al die dorpe uitkom nie, né? In 6 maande se tyd gaan ons nie al die dorpe in Suid-Afrika doen nie. Maar ek hoor die woord brandpunte en ek hoor die Here begin 'n vuur in 'n dorp. In 'n brandpuntdorp, en ek sien daai vuur begin momentum optel, en dan sien ek die wind begin waai. Die wind is natuurlik die Heilige Gees, né? En ek sien die wind begin waai, en die wind begin die vuur sprei na die dorpe wat om die brandpunt is, en dit word 'n veldbrand. En uiteindelik sien ek in 'n kort tyd die hele Suid-Afrika in vlamme van die heerlikheid
van die Here. Dis wat ek sien, dis die gesig wat die Here wys. So, my werk nou is identifiseer die brandpunte. Die brandpunte moet die Here se stem hoor. Ergens daar brandpuntdorpe, en is dalk nie dorpe wat ons sou uitgekies het nie. Dis dalk nie dorpe wat ons sou gesoek het nie, maar daar is brandpuntdorpe. En ek wil graag kontak maak met die brandpuntdorpe, want as die vuur daar kan begin, nie 'n kaggelvuur nie, maar dit gaan 'n veldbrand wees, gaan daai vuur groter word. En die oomblik daai vuur begin groter word, gaan die wind van die Heilige Gees begin waai, en dan gaan die wind die vuur versprei, en die land gaan in die vlamme kom van die Here se heerlikheid. Ek glo met my hart, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Die Here se woord bly onfeilbaar die waarheid. As jy vra, wie's ek dan nou so besonders om dit te hoor by die Here? Ek is niks besonders nie. I'm just my daddy's little boy. En al wat ek wil doen is, ek wil net gehoorsaam wees aan die Here. Dis al. Ek wil net gehoorsaam wees aan die opdrag van die Heilige Gees. As jy voel jy wil 'n belegger word, en jy wil help om te stuur, dat ons vinniger en verder kan kom by meer plekke, stuur my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en sê jy wil 'n belegger wees, jy wil belê en vertel, vat jou dorp terug vir die Here, want dit is net so nodig. So geliefdes, hierdie is my storie. Ek is so ongelooflik dankbaar vir elke een wat help om hierdie program op die lig te kry, en vir Ref wat hierdie editing doen en sorg dat ons op die lig is. Ek waardeer dit. Dis vir my kosbaar dat die Here deur 'n span werk, en eintlik werk hy maar deur no names, né? Dit is soos Johannes die evangelis. In Johannes evangelie noem hy sy eie naam nie een keer nie, want die fokus is op Jesus, en die fokus is op so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gehad het. God is nie klaar met Suid-Afrika nie. Die Here se plan is nie klaar met Suid-Afrika nie. En jy is dalk die no-name wat die Here wil gebruik, wat daai vuurtjie gaan begin in jou dorp, wat uiteindelik 'n groot vuur gaan word, wat uiteindelik die dorpe om jou gaan aan die brand steek, want dis hoe 'n herlewing werk. Ek kan nie wag om my e-posse te gaan oopmaak, om te kyk of ek nie dalk van jou ook 'n e-pos gekry het nie. As jy vrae hieroor het, of as jy van ons boeke wil bestel, gaan na www.prayerevangelist.com. Daar gaan jy al ons boeke kry, al ons inligting, lering kry, en waarmee ons besig is in ons gebedsakademies, www.prayerevangelist.com. Gaan maak gerus daar 'n draai. Daar kan jy jou comments gee, stuur vir my jou e-posse, stuur vir my jou vrae waarmee ek jou kan help, sodat die naam van die Here verhoog kan word. Want die skrif sê, as ons hom verhoog, sal hy die mense na hom toe trek. En dis al wat ek wil doen. Jesus moet verhoog word in ons dorpe. Jesus alleen moet die eer kry. Jesus alleen, en sy koninkryk, en ons gebed is, laat u koninkryk in ons dorp kom, en laat u wil, soos in die hemel, net so ook in ons dorp plaasvind, tot eer van die Here.